Vandag op hierdie geseënde Sabbatdag, laat ons die woord van God bestudeer met die preek getiteld, Kom na die Gees en die Bruid. 여러분과 함께 하나님 말씀 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. Nadat God die Bybel laat opteken het, het hy aan die einde 'n waarskuwing gelaat. 마지막에 부탁하신 내용이 있었습니다. Kom ons blaai na Openbaring hoofstuk 22, die laaste hoofstuk van die Bybel. Kom ons kyk na Openbaring hoofstuk 22 vers 18. Hoofstuk 22 vers 18. Ek getuig teenoor elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boekrol hoor. As iemand iets hieraan toevoeg, sal God die pla waarvan in hierdie boekrol geskryf is, aan hom toevoeg. Eenvoudig gestel, moenie iets byvoeg nie. Kom ons kyk na vers 19. En as iemand van die woorde van die boekrol van hierdie profesie wegneem, met ander woorde, as iemand woorde van die Bybel aftrek, sal God sy aandeel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad waarvan in hierdie boekrol geskryf is, wegneem. Dit beteken om niks weg te neem nie. As jy byvoeg, sal jy rampspoed oor jouself bring. As jy wegneem, sal jy die voorreg verloor om die hemel binne te gaan. Dring hierdie lering ons nie aan om nie op te tel of af te trek nie, maar om God se leringe getrou te volg. Daarom moet ons duidelik sien aan wie die Bybel vir hulle sê wat hoop dat die hemel moet gaan, sonder om iets te verander. 누구에게로 나아가라고 안내하는지 이 부분을 분명히 보셔야 되겠습니다. Mense het deesdae geen standaard om waarheid en valsheid te onderskei nie. 이해하는 데 있어서 기준이 없습니다. Wanneer iets ooreenstem met hul voorkeure of baie mense daarmee saamstem, beskou hulle dit as waar en dink die teenoorgestelde is verkeerd. 상대적인 것은 잘못된 것으로, 나쁜 것으로 이렇게 Is die ware standaard egter nie die Bybel, die woord van God, wat vir ons verlossing gegee is nie. Laat ons vandag uitvind na wie God ons gesê het om te gaan en die weg na die ewige lewe te vind sonder om enigiets in die Bybel te verander. Kom ons blaai na Openbaring hoofstuk 22, vers 17. Openbaring hoofstuk 22 vers 17. En die Gees en die bruid sê, wat sê hulle? Kom. Na wie moet die mensdom gaan? Kom na die Gees en die bruid. Dan sê die volgende vers, moenie by hierdie woorde byvoeg of daarvan wegneem nie. Almal, die Bybel gee reeds vir ons die antwoorde oor op wie ons moet staatmaak. Selfs al kan groot teorieë ontstaan, wie moet ons soek? Ons moet die Gees en die bruid soek. Dit is die laaste woord van die Bybel en God se versoek. Kom ons kyk weer na vers 17. En die Gees en die bruid sê kom en laat elkeen wat luister, sê kom en laat elkeen wat dors het, kom. En laat elkeen wat dit begeer, die water van die lewe kom kry verniet. Kom na die Gees en die bruid en ontvang die water van die lewe. Eenvoudig gestel, die water van die lewe is die ewige lewe, is dit nie? In verband hiermee, kom ons kyk na Johannes hoofstuk 4 vers 5. Johannes hoofstuk 4 vers 5. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Dit is waar die fontein van Jakob was. Uitgeput van die reis, het Jesus net daar by die fontein gaan sit. Dit was ongeveer die 6de uur.
Daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep en Jesus sê vir haar: "Gee vir my water om te drink." Sy disippels was reeds weg dorp toe om kos te koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom: "Hoe is dit moontlik dat u wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, water vra om te drink?" Jode meng immers nie met Samaritane nie. Jesus het haar geantwoord: "As jy van die gawe van God geweet het, en wie dit is wat vir jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou. Wat sou hy haar gegee het? Lewende water gegee het. Eenvoudig gestel, dit is die water van die lewe." Jesus het met 'n vrou gepraat by 'n put in 'n dorpie met die naam Sigar in Samaria. As sy weet wie dit is wat haar vir 'n drankie vra, wat sou sy doen? Sy sou vir die water van die lewe gevra het. Dit is 'n baie belangrike punt. Kom ons gaan aan na vers 14. Kom ons kyk na vers 14. "Maar wie van die water drink wat ek hom gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom gee, sal in hom 'n fontein van water word wat opborrel tot die ewige lewe." In Openbaring hoofstuk 22, vers 17, roep die Gees en die bruid: "Kom wie dors het, laat hom die water van die lewe neem." In Johannes hoofstuk 4 het Jesus gesê: "As jy geweet het wie dit is wat jou vir 'n drankie vra, sou jy hom gevra het vir die water van die lewe." Watter krag het die water van die lewe? Hy het gesê dat dit 'n fontein van water sou word wat opborrel tot die ewige lewe. Daarom kan ons bevestig dat die water van die lewe verband hou met die ewige lewe deur Openbaring hoofstuk 22 en Johannes hoofstuk 4. In Openbaring hoofstuk 22 staan daar geskryf dat die Gees en die bruid die water van die lewe gee. Maar in Johannes hoofstuk 4 gee Jesus die water van die lewe. En in Johannes hoofstuk 4, as jy geweet het wie dit is wat jou vir 'n drankie vra, dit is baie belangrik. Die Samaritaanse vrou het hom as 'n gewone vreemdeling behandel. Maar as sy geweet het wie dit was wat haar vir 'n drankie gevra het, sou sy hom gevra het vir die water van die lewe wat die ewige lewe gee. Kom ons gaan aan na Johannes hoofstuk 7. Johannes hoofstuk 7 vers 37. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gaan staan en uitgeroep: "As iemand dors het, laat hy na my kom en drink. Hy wat in my glo, soos wat die skrif sê." Wat sal vloei? Strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Laat elkeen wat dors is na my toe kom en drink. Volgens Openbaring hoofstuk 22, vers 17 sê die Gees en die bruid: "Laat iemand na ons toe kom en die water van die lewe ontvang." In Johannes hoofstuk 4 en Johannes hoofstuk 7 gee Jesus egter alleen die water van die lewe. Kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 49 vers 8. So sê die Here: "In 'n tyd van welwillendheid antwoord ek jou, op die dag van verlossing help ek jou. Ek sal jou beskerm, ek gee jou as 'n verbond aan die volk om die land op te bou, om van verlate erfgrond weer 'n erfdeel te maak." Om vir gevangenes te sê, gaan uit, en vir hulle wat in die donker is, kom tevoorskyn. Langs die paaie sal hulle wei, op al die kaal hoogtes sal hulle weiding wees. Vers 10. Hulle sal nie honger
Wat anders? Of dors word nie, die dor woestynwind en son sal hulle nie tref nie. 그들을 상하지 아니하리니 이는 그들을 긍휼히 여기는 자가 Ja, 누구시죠? hulle ontfermer. 예, Wie 그들을 is hy? 긍휼히 여기는 자 Hy is God. 하나님이시죠. God self. 하나님께서 그들을 Sal hulle lei. 어디로 이끌어 Waarheen sal hy hulle lei? 샘물 Langs 근원으로 waterbronne sal hy hulle begelei. 인도하였습니다. 자, Hier, 여기서 wie sal die mensdom 샘물 na die 근원, bron van lewende water 다시 lei? 말하면 생수의 근원으로 누가 인도했다고요? God sal die 하나님께서 mensdom lei na die 인도할 bron van die 것이다. water van die 이렇게 lewe. 알려주고 있습니다. 자, 하나님께서 생명수 근원으로 인도해 주실 것이다고 하셨는데요. Kom ons kyk 계시록 na Openbaring hoofstuk 7 14 vers 말씀 14. 함께 보겠습니다. Openbaring hoofstuk 7 vers 계시록 14. 7장 14절의 말씀 보시면 Ek het hom geantwoord: "Meneer, u is die 내가 een wat 그러되 weet." 내 주여 당신이 En hy het vir my 알리라. gesê: 그가 나더러 이르되 "Dit is die mense wat uit die groot verdrukking kom, hulle het hulle lang stoelas gewas en wit gemaak in die 그 bloed van die 옷을 lam. 씻어 희게 하였나니라. 그러므로 Daarom 그들이 is hulle voor die troon van 하나님의 God, 그 앞에 있고 waar hulle hom dag 또 en 그의 nag in sy 성전에서 tempel dien. 밤낮 En hy 하나님을 wat op die 섬기되 troon sit, sal sy 모래에 tent by hulle 앉으시니까 opslaan. 그들 위에 장막을 치시리니 Hulle sal nie meer honger 줄이지 아니하며 en wat 다음은 anders 뭐라고 했습니까? of 목마르지 dors 아니하며 word nie, nie die son nie, ook geen hittegloed sal hulle brand nie. 기운에 상하지 아니할지니 이는 Want die lam wat in die middel voor die troon staan, sal. Wie is die lam? Hy is Jesus. Wat sal hy wees? Hulle is soos 'n herder versorg en hulle, waarheen sal hy hulle lei? Na fonteine met lewende water lei, en God sal elke traan uit hulle oë vee, soos ons kan sien. Die lam sal die wat gered moet word, na die fonteine van lewende water lei. 그 모든 구원받을 백성들을 인도하셨다는 기록이 있고 In Jesaja hoofstuk 49, verse 8 tot 10 staan daar geskryf dat God hulle na die waterfonteine sal lei. 인도하셨다. Dit is dieselfde boodskap. In Openbaring hoofstuk 22 roep die Gees en die bruid: "Wie dors het, laat hom na ons toe kom." Maar volgens Johannes hoofstuk 4 en hoofstuk 7, wie gee aan die mensdom die water van die lewe? 주시는 이가 누구였다고 했습니까? 그 주인공이 Dit is Jesus self. 자신이었다고 이렇게 알려주고 계십니다. In Openbaring hoofstuk 22 staan daar geskryf: "Die Gees en die bruid sal die water van die lewe gee." Wie is dan die bruid? Kom ons kyk na Sagaria hoofstuk 14 om te sien hoe die Bybel die bron van die water van die lewe beskryf. Sagaria hoofstuk 14. Kom ons kyk na vers 7. Dit sal 'n uitsonderlike tyd wees wat net aan die Here bekend is, sonder dag of nag. Teen die aand sal dit lig word. In daardie tyd sal daar vars water uit. Waar vloei dit uit? Jerusalem vloei. Met ander woorde, die fontein van lewende water is Jerusalem. Die een helfte na die oostelike see en die ander helfte na die westelike see. In die somer en in die winter sal dit so wees. Jesaja hoofstuk 49 en Openbaring hoofstuk 7 lig ons in dat God sy volk, wat gered moet word, na die fontein van lewende water sal lei. God die Vader sal ons na Jerusalem lei, die bron van lewende water in hierdie tyd. Dit beteken dat hy ons sal laat weet wie Jerusalem is. Om hierdie rede in Vader se handgeskrewe nota staan daar. Elisa het vir Elia gevolg, Josia het vir Moses gevolg, Petrus het Jesus gevolg, en ek volg vir moeder. Na wie lei hy ons? Wie is die fontein van die water van die lewe? Lei hy ons nie na 'n hemelse moeder Jerusalem nie?
In daardie tyd sal daar vars water uit Jerusalem vloei, die een helfte na die oostelike see en die ander helfte na die westelike see. Die Bybel leer ons wie die bron van lewende water is. Kom ons kyk dan na wie die Jerusalem verwys deur na Galasiërs hoofstuk 4 vers 26 te blaai. 26절의 말씀 함께 보겠습니다. Galasiërs hoofstuk 4 vers 26. Maar wie Jerusalem daarbo is vry, sy is. Wie is Jerusalem? Ons moeder. 2000 jaar gelede in 'n dorp met die naam Sigar het Jesus gesê: "As jy geweet het wie dit is wat jou vir 'n drankie vra, sou jy hom vir lewende water gevra het." En dit stem ooreen met die Heilige Gees in Openbaring hoofstuk 22, vers 17. Hy is God die Heilige Gees, die manlike beeld van God. Tog volgens Openbaring hoofstuk 22, vers 17, wie sal die water van die lewe gee? Die Gees en die bruid. Aangesien die bruid ook opgeneem is, is daar 'n ander rol vir God met betrekking tot die bruid. Hy lei die wat gered sal word na die bron van die water van die lewe. Met ander woorde, God die Heilige Gees se rol is om sy kinders na hemelse moeder Jerusalem, die bruid, te lei. In Sagaria hoofstuk 14 staan daar geskryf: "In daardie dag sal lewende water uit Jerusalem uitvloei." Wie is Jerusalem volgens Galasiërs hoofstuk 4? Jerusalem wat daarbo is vry en sy is ons moeder. Uiteindelik het God die Vader 'n tweede keer na hierdie aarde gekom om die kinders wakker te maak tot God die moeder, die fontein van die water van die lewe. In Vader se handgeskrewe nota het hy gesê: "Ek volg moeder," en het ons verlig dat ons haar moet volg, met verwysing na Johannes hoofstuk 13, vers 15. "Ek het vir jou 'n voorbeeld gestel dat jy moet doen soos ek vir jou gedoen het." Daarom moet ons God se leringe genadiglik volg in die evangelie wat Vader en moeder lei. Wat moet ons dan in hierdie tyd doen? Kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 62 vers 6. Op jou stadsmure, Jerusalem, het ek wagte uitgesit. Dwars deur die dag en nag sal hulle nie 'n oomblik lank swyg nie. Julle wat die Here herinner aan sy beloftes, gun julle self geen rus nie. Gun hom ook geen rus nie, totdat hy haar gevestig het, totdat hy Jerusalem. Wie sal hy stig? Jerusalem. Wie is Jerusalem volgens Galasiërs hoofstuk 4? So, hy sal moeder vestig vir die kinders van Sion om na haar te kom. Dit is geskryf in Jesaja hoofstuk 62 vers 7. Gun hom ook geen rus nie, totdat hy haar gevestig het, totdat hy Jerusalem. Wat sal hy haar maak? 'n Loflied op aarde gemaak het. Die wagte op die mure van Jerusalem moet nooit dag of nag stil bly nie. Hulle moet oor Jerusalem preek. In hierdie tyd moet ons die Sabbatdag, die Pasga, die 7 feeste in 3 keer en al die wette van die nuwe verbond verkondig. Slegs wanneer ons Vader en Moeder ken, kan ons egter by Vader en Moeder uitkom. Al het 'n mens baie kennis, kan hulle nie by Vader en Moeder, die bron van die water van die lewe, uitkom wat aan hulle die ewige lewe kan gee nie. Selfs in die tyd van Jesus kon die Jode Jesus nie ontvang nie, al het hulle baie kennis van die wet gehad. Om hierdie rede is verlossing nooit aan hulle geskenk nie. God wil hê ons moet na die Gees en die bruid gaan wat vir ons die water van die lewe, die ewige lewe kan gee. En sê in Openbaring hoofstuk 22, moet nooit by God se woorde byvoeg of daarvan wegneem nie.
Soek die Gees en die bruid en gaan na hulle toe. 성령과 신부에게 나아가라. Dit is wat God die mensdom aan die einde van die Bybel vra. 하나님께서 우리 인류에게 당부하시는 장면입니다. Die wêreld word donkerder. 날이 갈수록 점점 깜깜해지고 Hulle behandel die groot leringe van God in die Bybel as net mites. 성경 말씀을 그저 하나의 어떤 전설이나 설화나 뭐 이런 취급 정도를 하고 In sommige Europese lande glo al hoe meer mense nie in die Bybel nie. 성경 자체를 믿지 않는 그런 어떤 형태로 자꾸 사람들이 변모되어 가고 있다고 합니다. Binne die waarheid dat die Bybel feit is, 성경은 사실이다라는 그 진리의 가르침 안에 kan ons verstaan dat God die aarde oor niks opgeskort het 있었던 그 요업의 역사를 en die 통해서 waterkringloop deur Job verduidelik het, wat ongeveer 3500 jaar gelede geskryf is. Ook deur Daniël hoofstukke 2, 7 en 8 verduidelik die Bybel die opkoms en val van koninkryke van Babylon tot Medo-Persië, van Medo-Persië tot Griekeland en van Griekeland tot Rome. Selfs toe die koninkryke nog nie verskyn het nie, het God reeds verduidelik hoe die geskiedenis sou verloop. Wat moet ons dus met die Bybel doen? Moenie byvoeg of wegneem nie. Alles sal verseker vervul word. Dan, na wie moet mense in hierdie wêreld soek? Ons moet hulle na die Gees en die bruid lei en die heerlikheid van Jerusalem in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde verkondig. 예루살렘의 그 영광을 전파할 수 있는 저와 여러분들이 꼭 되셔야 됩니다. God sê selfs, net hulle wat die water van die lewe ontvang wat deur die Gees en die bruid gegee word, sal my kinders wees. Kom ons bevestig dit in Openbaring hoofstuk 21. 또 계시록 21장에서 우리 한번 확인해 보도록 합시다. Kom ons kyk na Openbaring hoofstuk 21 vers 5. Hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut, en hy het ook gesê, skryf neer dat hierdie woorde betroubaar en waar is. Wat beteken dit? Aangesien hierdie woorde 100% betroubaar is, moet ons hulle vertrou. Vers 5. Hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut, en hy het ook gesê, skryf neer dat hierdie woorde betroubaar en waar is. Verder het hy vir my gesê, dit is afgehandel, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Die wat dors is, sal ek laat drink uit die fontein van lewegewende water verniet. Wie oorwin, sal hierdie dinge beerf, en ek sal. Wie sal hy wees? Sy God wees, en hy sal my seun wees. Wat sal gebeur met diegene wat na die Gees en die bruid, die fonteine van die water van die lewe, kom en glo in die Gees? God het ons laat weet dat hulle sy kinders sal wees. Openbaring hoofstuk 22 leer ons dat hierdie kinders vir ewig as konings in die hemel sal regeer. Kom ons gaan na hoofstuk 22. Kom ons kyk na vers 3. Daar sal geen vloek meer wees nie. Die troon van God en die Lam sal in die stad wees, en sy diensknegte sal hom dien. Hulle sal sy aangesig sien, en sy naam is op hulle voorkoppe. Daar sal ook nie meer nag wees nie. Die behoefte aan die lig van 'n lamp en die lig van die son sal nie meer bestaan nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle. Wat sal hulle doen? Vir ewig en ewig as koning sal heers. In hoofstuk 22 vers 1 kan ons die kenmerke sien van diegene wat vir ewig sal regeer. Kom ons kyk na hoofstuk 22 vers 1. Toe het die engel aan my, wat het die engel vir hom gewys? 'n Rivier met die water van die lewe gewys. Dit was helder soos kristal en het gestroom uit die troon van God en die Lam.
In die middel met die hoofstraat aan die een kant en die rivier aan die ander kant, staan die boom van die lewe, wat 12 keer vrugte dra, elke maand dra dit vrug. En die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal geen vloek meer wees nie. Die troon van God en die lam sal in die stad wees, en sy diensknegte sal hom dien. Hulle sal sy aangesig sien, en sy naam is op hulle voorkoppe. Daar sal ook nie meer nag wees nie. Die behoefte aan die lig van 'n lamp en die lig van die son sal nie meer bestaan nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle vir ewig en ewig as koning sal heers. Volgens Sagaria hoofstuk 14, vers 7, uit wie vloei die water van die lewe uit? Van Jerusalem. In Openbaring hoofstuk 22 maak dit nie melding van Jerusalem nie. Die water van die lewe vloei uit die troon van God. Simplisties is dit maklik om dit verkeerd te verstaan. God verklaar egter dieselfde ding. Kom ons kyk na Jeremia hoofstuk 3 vers 17. In daardie tyd sal hulle Jerusalem, wie se troon, die troon van die Here noem. By haar sal al die nasies byeenkom ter wille. In Openbaring hoofstuk 22 sal die water van die lewe uit die troon van God vloei. En in Sagaria hoofstuk 14, verse 6 tot 8, sal die water van die lewe uit Jerusalem vloei. Praat hier die verse oor twee verskillende dinge. Hulle het dieselfde betekenis. Wie is Jerusalem? Sy is ons moeder. Die Bybel verduidelik hieroor vanuit verskillende hoeke, soms as troon van die Here, ander kere as 'n Jerusalem. In Jeremia hoofstuk 3, vers 17 word Jerusalem geopenbaar as die troon van God. Beteken dit nie dat die water van die lewe uit Jerusalem sal vloei nie? 2000 jaar gelede, toe Jesus met die Samaritaanse vrou gepraat het, het hy gesê: As jy geweet het wie dit is wat jou vra vir 'n drankie, sou jy hom vir lewende water gevra het. Dit is waar in hierdie eeu. As mense geweet het wie die Gees en die bruid in Openbaring hoofstuk 22, vers 17 is, sou hulle na die Gees en die bruid gegaan het en vir die water van die lewe gevra het. Die water van die lewe sal 'n fontein van water word wat opborrel tot die ewige lewe. Daarom moet ons die Gees en die bruid vra vir die ewige lewe. Eers dan kan ons terugkeer na die hemel, 'n wêreld waar daar geen dood meer is nie. Verder, wat sal God ons noem? Julle is my seuns, julle is my dogters. Vandag het ons by mekaar gekom in reaksie op die Gees en die bruid se roeping. Ons onderhou die Sabbat en die Pasga soos God ons geleer het. Ons hou die 7 feeste 3 keer in en wandel saam met Vader en Moeder in die nuwe verbond. God is besig om die heerlike trone vir ons voor te berei. Ons hoef nie aandag te gee aan vervaardigde stories wat deur sommige mense opgemaak is nie. Ek hoop dat ons 'n meer geseënde, produktiewe en hoopvolle lewe sal lei met geloof in God se belofte. Hemelse Vader en Hemelse Moeder het ons hoop gegee. Moet ons nie altyd vir hulle dank en lof betuig nie. Nou is die ekonomie nie goed nie en baie situasies is ongunstig. Ons leef in 'n era waar mense se lewens moeilik is. Hierdie lewe is egter nie alles nie, is dit? Dink aan die hemel waarheen ons na hierdie tydelike wêreld sal gaan.
Laat ons vandag se swaar kry oorkom, sodat ons die ewige lewe en seëninge in die ewige koninkryk van die hemel kan 영원한 geniet. 천국에서 세세토록 영생과 복락을 누릴 수 있는 우리 하늘 가족들 다 되어 주시기를 부탁드리겠습니다. 예, Ons is 우리에게 gelukkig omdat ons vader en 하나님이 moeder het. 아버지 어머니가 계셔서 행복합니다. 그리고 Ons is gelukkig 천국에 want 있어서 daar is die koninkryk van die hemel. 또한 Ons is gelukkig 우리가 omdat ons saam is. 우리라서 또더 행복합니다. Al leef almal in 'n wêreld waar net ek bestaan, leef ons binne die wêreld van ons omgee vir mekaar. 우리라는 이 세계 안에서 서로를 배려할 줄 알고 Kom ons bemoedig mekaar deur genadiglik die gebod te onderhou wat deur Vader en Moeder gegee is. 서로 사랑하라 하시고 Wees lief vir 그 mekaar 계명을 soos ek julle liefgehad het. 잘 준수해서 서로에게 힘이 되고 용기가 되고 Wanneer ons ons hoop op die hemel vergeet, ontstaan pyn, benoudheid en angs. 마음 가운데 고통이 일어나고 번뇌가 일어나고 또 고민이 생깁니다. Aangesien God groot seëninge in die hemel opgaar, vra ek julle om ywerig te hardloop. 그걸 향해서 열심히 다름질하는 여러분들이 되시길 Hiermee wil ek 부탁드리면서 hierdie preek 말씀 afsluit. 이것으로 마칩니다. Baie dankie. 감사합니다.